Dis koffietyd saam met Frik Weideman op hierdie pragtige Saterdag Shabbat, nie vandag by die rots op die plaas te kuile nie, maar sommer hier by my huis, hier by die granaatbome. En wat 'n voorreg om vanoggend weer met jou te kan gesels op hierdie pragtige Saterdag Shabbat. Mense, my gebed vanmôre is dat jy die teenwoordigheid van ons Hemelse Vader sal beleef en ervaar, want hierdie dag is 'n geseënde dag, dis 'n heilige dag. En wanneer ek die woord lees in die boek van Genesis, hoofstuk 2, dan besef ek dat Vader het hierdie dag ingestel as 'n heilige en 'n geseënde dag. Nou ja, vroeg vanoggend, toe ek nou wakker word, vat ek my telefoon, dis nou na my Bybelstudie, en ek lees so na 'n paar boodskappe, en elke boodskap wat ek lees, is mense wat probleme het. En ek wil vanoggend by koffietyd vir jou sê, solank jy lewe, gaan ek en jy ook, gekonfronteer word met probleme. Mense in die vyand verander sy tegniek, ek wil amper vir jou sê, op 'n weeklikse basis. So wanneer ons lewe, moet jy weet, gaan jy gekonfronteer word met probleme. So vanoggend by koffietyd wil ek vir jou vra, waartoe gaan jy? Wat is die probleme wat jy nou in die oë moet staar? En die rede dat ek die vraag vra is dat ek en jy dien 'n hemelse Vader. Ons dien Abba Vader, Adonai ons Elohim, ons dien hom. En ek weet, hy is alleen by magte om ons probleme op te los. So waartoe gaan jy vanoggend? Wat is die probleme wat jy moet konfronteer? Wat is die goed wat jy in die gesig moet kyk, wat jou slapelose nagte gee, wat jou eetlus wegneem? Waar gaan jy deur, dat jy vandag kan sê, Abba, ek gee dit vandag vir u. Ek kan nie. Ek het nie meer die krag nie, ek het nie meer die moed, ek het nie meer die durf nie, so Vader, help my. En ek wil vandag vir jou sê, God kan. Hy kan, en omdat hy kan, sien ek kans van vanmôre. Hoor wat sê die woord in Psalm 34, vers 19 tot 20, veral vir elke persoon wat deur probleme gaan. Jy moet onthou, terwyl ons lewe, is daar probleme. Die dag wanneer jy onder die klei te lê, dan is jou probleme uiteraard nie meer van toepassing op jou lewe nie. Maar terwyl jy lewe, en die woord sê verder in Matteus 5, hy sê, wanneer jy 'n volger is van Meester Yeshua, boonbehalwe die feit dat jy lewe, gaan jy gekonfronteer word met ekstra probleme. Ekstra dinge wat op jou pad gaan kom, jy gaan vals beskuldig word, jy sal vervolg word, en so meer, en so meer. Gaan lees daai gedeelte in Matteus 5. Maar nou kom die woord, in Psalm 34, vers 19, hy sê, Elohim is naby die gebrokenes. As jy vanoggend alleen voel, en jy voel verlate, en daar's niemand vir jou, en jy weet selfs nie eens meer hoe om te bid nie, want die probleme is net eenvoudig te veel. Dit oorspoel jou gedagtelyne. Moet jy vandag weet dat Elohim is naby die gebrokenes. Hy sê verder, hy help die wat moedeloos is. So hoe gaan dit met jou vanoggend? Moedeloos beteken, ek is op moedverloorse vlakte. Ek sien nie meer kans nie. Ek is op, dan sit hierdie geveg, dan sit daai geveg, ek bly in die kruit, net die opponent verander. As jy vandag so voel, moet jy weet, hoor wat sê die woord, hy sê, al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, Elohim red hulle almal uit. Hy is die oplosser van elke probleem. Mense, hy is die gewer van elke goeie gawe, hy kom vir ons deur. Maar jy het vandag 2 keuses wat jy moet maak. Jy het 'n keuse wat jy moet maak. Om hierdie probleme net te hanteer is een faset, maar wanneer jy besluit te neem, 'n aksieplan om hierdie probleme te konfronteer en uit te sorteer. Mense, onthou net, as jy heeltyd bly worry, jy worry die heeltyd, met die hoop dat hierdie probleme en hierdie struikelblokke sal weggaan, dan word jy besig gehou, maar jy bereik eintlik niks nie. Jy moet besluite neem. Jy moet weet, maar wat het hierdie probleme veroorsaak? Hoekom is dit op my pad? Waarom het dit gebeur? Hanteer dit, neem 'n besluit. Want as jy dit net los, en jy bly worry, en jy bly bekommerd wees, en jy slaap nie, en dit benadeel jou eetgewoontes, en dit benadeel jou karakter, jy raak bombasties, jy raak geïrriteerd, en 'n klomp dinge, en jy sê, maar waarom hoor Vader nie my gebed nie? Hoekom kom hy nie deur vir my nie? En al daai goed wat ons almal baie keer doen. Dan sit soos iemand wat in 'n rocking chair sit, en hy keep on rocking the whole day, but he's getting nowhere. Ons word besig gehou met goed wat ons eintlik kan oplos. So by koffietyd vandag, hier by die granaatboom, het jy vandag 2 keuses. Die woord sê in die boek van Spreuke, hy sê, 'n verslae gees droog die gebeente uit, maar 'n opgewekte gees is soos medisyne vir die liggaam. Jy het 'n keuse vandag.
Of jy loop rond met 'n dikbek lang gesig en jy's bekommerd en jy dra die wêreld op jou skouers, of jy staan op en jy staan net en jy sê, weet jy wat, met my God loop ek 'n bendestorm. Want hy kan. As God kan in my lewe, dan kan ek. Want ek het sy gees, ek het sy woord, ek het sy teenwoordigheid en dit maak my meer as 'n oorwinnaar. God kan. Sê gesaam met my. God kan. Verklaar vandag saam met my, want baie min mense doen dit. Verklaar vandag, sê, hy gee die uitkoms. Hy sal my help om weer te voorsien na die rykdomme van sy heerlikheid. Hy kom genees, hy kom herstel, hy bring die deurbrake. Mense, hy gee weer vrede, hy bring weer 'n hoop in my lewe. Verklaar dit vandag, roep dit met jou eie tong, spreek dit uit op hierdie pragtige Saterdag, Shabbat. Ek wil vandag vir jou sê by koffietyd, omdat God kan, kan ek. Kan jy? So waarheen gaan jy? Wat is jou probleme? Ek kies vandag, ten spyte van waarheen ek gaan, om lewe te spreek. Ten spyte van waarheen ek gaan in terme van my probleme wat na my kant toe kom, besluit ek vandag. Ek gaan entoesiasties met passie vorentoe, want dis medisyne vir my liggaam. My liggaam is die tempel van die Heilige Gees en ek sal nie toelaat. Ek sal nie toelaat dat hierdie goed deel word van my lewe nie. Mense, julle dink ek gaan nie deur drama nie. Hey, kom ek vertel jou. Nee, as ek jou begin vertel, gaan ek en jy sommer nou saam huil. Ek kies vandag om gelukkig te wees. Ek kies vandag om vriendelik te wees. Ek kies vandag om aan te meld vir gehoorsaamheid met betrekking tot sy woord. Ek wil soos Paulus uitroep, man, ten spyte van hierdie probleme, roem ek vandag in my swakheid. En omdat hy kan, kan ek. Hy kom versterk my. En hy bring my daai moed in my lewe in, soos Josua, wees sterk, wees vasberade en volmoed, want hy is met my. En by koffietyd is dit vandag my boodskap. Eenvoudig, net om vir jou te sê, Elohim kan. En omdat hy kan, kan ek. En omdat ek weet, hy is die aanhoorder van gebed. Hy is ook die antwoorder van gebed. En hy antwoord met vuur. En my gebed vanmôre vir elkeen is dat julle geseën sal wees by hierdie dag. En dat Vader met julle sal wees. Dat julle sy grootheid en sy almag sal beleef en ervaar op hierdie besondere dag Shabbat. En die woord verklaar in Jesaja 58 vers 13, hy sê, en wanneer ons voet nie terughou van Shabbat nie, en dit 'n verlustiging noem, halleluja, wat sê die woord, dat jy nie jou normale sake op sy dag sal doen nie, en dat jy nie ydelle taal sal spreek nie. Ydelle taal beteken neerhalend, jy praat politiek en steede oor die woord, en ons praat oor rugby, en ons praat oor 'n klomp dinge behalwe sy woord. Wanneer ons dit doen, en ons roep sy heilige dag as 'n verlustiging, hoor wat sê die woord, dan sal jy ry op die hoogtes van hierdie aarde. En die mond van Elohim het dit gespreek. So ek weet nie vanmôre waartoe jy gaan nie. Ek weet nie hoe lyk jou lewe nie. Ek weet nie wat kom teen jou nie. Ek weet nie hoe lyk jou tsunamies en jou struikelblokke nie. Maar een ding weet ek, Elohim kan. En omdat hy kan, kan ek en kan jy. Mag die vrede van Skepper God vandag met elkeen wees. Dankie dat jy ingeskakel was by koffietyd saam met my by die granaatboom. Kyk hoe pragtig is hierdie granate. En mag jy geseënd wees op hierdie besondere dag. En ek seën jou met alle hemelse seëninge. En ek verklaar dit in die wonderbare naam van ons meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja. Mense, baie dankie, geseënd is jy op hierdie pragtige Saterdag Shabbat. Van my kant, Frikk Weideman, tot 'n volgende keer, koffietyd, shalom.